Goeiemôre, dit is Vrydag 10 Julie 2026, lesing 60 van die Groot Johannes Evangelie boek 4. En ons is vanoggend 'n opskrif, die voedingsvoorskrifte van Moses, hoofstuk 111. En is vir my asof hierdie laaste klompie lesings, seker die laaste weekse, spreek baie van die groot twispunte aan in die volk. Dinge wat ons nie direkte openbarings deur Joshua gekry het, hoekom nie? Ons het wel gekry, maak so, maar ons het nie gehoor hoekom nie, soos die doop gister. Hoekom moet ek my in die Vader, Seun en Gees laat doop, terwyl hulle een is? En nou sê hy vir ons, hoekom? Dis die liefde, werksame wil en die wysheid, wat ons in onsself moet laat ontwaak. En nou dieselfde hier, ons het soveel stryery, en ek sê dit gereeld, mense, as hulle net soveel sal gestry het, oor of jy varkvleis nie moet eet of moet eet nie, as wat hulle gestry het oor verkeerde vals lering, wat in die gees varkvleis is. En hy noem dit in die Esegiel. Hy sê, julle borde is vol varkvleis, en ek dink hy praat van muise en walglike gemors. Verfoeisels. Dit is die verkeerde lering, want ons moet alles in die gees kyk. Nou, 'n stuk vark gaan nie vir jou goed wees vir jou liggaam nie, en sekerlik ook nie vir jou siel nie, want daar is 'n rede voor, wat ons nou sal lees, maar varkvleis eet sal jou nie in die hel bring nie. Ek sê altyd, as jy dalk vinniger daar bring. Maar, valse lering, geestelike varkvleis, gaan jou in die hel bring. Dit is nou maar net so. As jy aan die ander kant kom, dan is jy nog steeds vas in daai verkeerde lering. En nou kom die engele na jou toe en sê, nee, maar hierdie lering van jou, die rituele wat jy nou op aarde gedoen het, en hulle vir jou gesê het, die rituele bring jou in die hemel. Hier is jy nou, jy sien dit, jy is nie daar nie. Stop daarmee, begin die liefde doen, begin omgee vir die ander geeste om jou. Dan weier hulle. Hulle hou al starig vas aan daai rituele. En dit is die geestelike varkvleis wat ons te eet kry in feitelik alle kerke. En ek sê dit baie hard en duidelik. Want alles wat 'n bietjie valsheid in het, is onwaarheid. Ek sal weer die voorbeeld van die roomys gebruik. As jy hier 'n lekker 5 liter bak roomys het, en ek roer net 'n teelepel poef daarin, het ek nog roomys? Nee. Gaan jy dit proe? Nee. Maar dit is nie meer roomys nie. En so is dit met die ware leer. Net 'n bietjie nodig, 'n bietjie valsheid, dan is dit nie meer geskik om jou siel in die hemele te kry nie. Dit is nie meer nie, want dit is afgewater, en al is dit nou net 'n deeltjie van 'n leuen, dit is nie meer waarheid nie. So kom ons lees nou hier, maar hier praat hy nou van die fisiese eet van varkvleis en ander onrein diere, maar wat ook geestelik deurgetrek kan word deur ons. Hoofstuk 111, Sirenius voeg daaraan toe. Dit verwonder my al dat u leerlinge dit nie sou verstaan nie, terwyl ek en beslis alle ander dit baie goed verstaan het. Onthou dis gister se lering oor die 3-eenheid, 3 in 1, maar o meester, omdat u nou tog in die stemming is om sake duidelik te maak, wat voor u nog nooit deur iemand uitgelê is nie, sou ek graag van u wou hoor, wat dan by die Judeërs die betekenis is van die verbod om onrein kos te gebruik, en om sekere dinge wat as onrein verklaar is, aan te raak. Ons heidene eet alles, en word tog volgens ons leer nie onrein nie. Die ou Egiptenare het ook alles geëet, wat met die verloop van tyd, en deur ondervinding maar eetbaar geblyk het,
en van verontreiniging is aan my niks bekend nie. Inteendeel, ek weet uit die geskiedenis, dat Egipte baie rein en waarlik groot geeste voortgebring het. Ook by ons Romeine kom dit in alle tye voor. Waarom moes die Judeërs nou juis allerlei onrein voedsel ontbeer? Nou kom Joshua met die antwoord. Joshua sê, omdat hulle geslag afstammend van Adam van bo was en tot op die huidige tyd vir die grootste deel nog is en daartoe bestem was dat ek in hulle midde in die wêreld in hierdie materie kon kom tot verlossing van alle skepsele. Jy het toch gehoor hoe die materie nou in sy geheel deur my geseën en gewy word, omdat ook ek myself in die materie gehul het. In jou hart stem jy daarmee saam. Kyk, voor my koms na hierdie aarde toe, soos wat jy nou weet, lê in 'n mindere of meerdere mate die vloek daarop. Nie omdat Elohim haar sou vervloek het nie, is die aarde, maar omdat sy deur eie liefde, selfsug, hoogmoed en heersig, as 'n saamgeklonte geestelike geheel, haarself tot vloek geword het. Nou dit is baie meer duidelik te sien in hierdie tyd, dat die mense se handelinge, wat hy nou hier noem, wat voortvloei uit hierdie eienskappe van eie liefde, selfsug en hoogmoed, het die hele aarde onrein gemaak. En uit dit voortvloeien, het hulle ook omtrent alles wat net lewe, wat kruip, onder die aarde, op die aarde en bo die aarde, het hulle nou omgesit in voedsel. Veral as jy na die ooste toe gaan, daar vreet, want jy kan nie daai goed eet nie, hulle enige ding, van kokkerotte, spinnekoppe, slange, wurms, en ek weet nie wat nog alles nie, en baie van die goed vreet hulle rou op. Nou, wat beteken dit, hulle is van bo gebore? Adam was die eerste blanke wat op aarde geplaas is, wat daaruit afgelei kan word, dat daar voor hom ander was wat nie blank was. En dit is so, ons noem hulle pre-Adamiete, wat van die spesies deurgekom het, met toelating deur Vader, en dat hierdie pre-Adamiete, hulle self hoofsaaklik in Afrika, en in die verre lande in die ooste, ook in Australië, gevestig het. Ek wil nie 'n lang storie maak nie, maar daardie wesens is vanuit die aarde. Hulle is nie van bo nie. Nou is daar ook ander wesens wat binne die lyn van Adam is, maar wat ook nie van bo is nie, maar van onder is. Wat basies beteken dat dit siele is wat Vader baie moeite oor ontsettende lang miljoene jare tye gedoen het om die siel weer op te bou en 'n nuwe siel daar te plaas. 'n Siel wat nou basies van baie boosheid ontslae is. En nou word hierdie siel ook in 'n adamitiese liggaam geplaas. Maar hoofsaaklik is die adamitiese genelyn, die blanke genelyn, vir die nuwe mense, Adam beteken A, eerste, Dam, blosende mens. Dit is wie ons is Adamiete. Dit is hoekom jy sulke streng genetiese lyne in die Bybel kry. Daar's baie plekke in die Bybel, ek dink dis in Konings en selfs Kronieke, waar jy lange geslagregisters lees, bladsy na bladsy in die Bybel. Dan wonder jy, waarom is die goed daar? Die goed is daar, want Vader het hierdie lyn afgesonder. Kain het 'n groot sonde gepleeg, want hy het wegbeweeg en hulle het uiteindelik vermeng met die pre-Adamiete. In Genesis 6 sê Vader het hulle gemeng met die gevalle engele.
En hy sê dit sal weer so wees, soos wat ek al voorheen in lesings gesê het, dit is nou algemeen op die aarde, dat die meeste mense in leiersposisies nou saad is van die slang. Duivelskinders, maar ons kan hulle nie herken nie, want hulle lyk soos ons. Die eerste belangrike punt was, hoekom hierdie genelyn so suiwer gehou moes word, al die ouens wat uit daai genelyn uitgegaan het, hulle is nie meer genoem verder in die geskiedenis nie. Byvoorbeeld Esau, hy het 'n Jetitiese vrou gevat en sy genelyn het doodgeloop in die Bastersee. Sy lyn is nog op aarde, maar hulle weet eintlik nie meer wie hulle is nie. Baie van hulle is vandag bekend as Jode, wat direkte uit Esau se saadlyn uitkom. Ons noem hulle Edomiete, en daar is 'n boek deur 'n Jood geskryf, wat bewys dat die Jode uit Edom of Esau afkomstig is. Die boek se naam is Hoe is Esau Edom? En jy kan hom gratis aftrek op die net. Jy kan net gaan Google. Baie goeie boek om te lees as jy in volkekunde belangstel. Selfs die basterseun van Abraham, Ismael, is ook nie verder genoem in die genetiese lyne nie. Maar die suiwer lyn deur Juda, later deur Dawid, is genoem en gelys tot in die Nuwe Testament. Want dit is so belangrik dat Miriam, of Maria soos ons geleer het, die moeder van Yeshua, uit 'n suiwer genelyn moes kom. Nou gaan jy my vra, hoekom is dit belangrik? Dis ontsettend belangrik dat jy bly wat jy geskape is. 'n Leeu is al 6000 jaar op hierdie aarde en hulle is nog leeu. Daar is mense nou van hierdie slangsaad wat die leeu gebaster het met 'n tier. Wat noem hulle die ding? Liger. Dis 'n gruwel teen Vader se orde. Sy orde van die begin was, as so iets gebeur, dan is die nageslag steriel. Dink aan 'n muil. 'n Muil kan nie voortplant nie. Maar 'n donkie kan wel met 'n perd kruis en andersom. Maar hulle het nie 'n gene lyn nie. En so is dit dan ook met die blanke, dat sy lyn bewaar moes gebly het, sodat Eva geboorte kon gee aan Vader self. Die Vadergees wat gemanifesteer het in haar baarmoeder en vir hom 'n embrio, 'n baba liggaam verwek het wat gebore is en wat 'n groot mens geword het, Yeshua. Maar so is dit net so belangrik dat Yeshua se ware verteenwoordigers op aarde hulle self ook binne daai suiwer genelyn bevind. En dit is baie belangrik. En ek het dit al genoem, maar ek sê dit nou, dat die manlike semen, die manlike saad, wat in Grieks genoem word sperma, jy kan hoor sperm, dra nie net die manlike eienskappe in die fisiese nie, maar dra die goddelik manlike eienskappe in die geestelike. En die vrou se eiersel dra nie net die fisiese vroulike eienskappe nie, sy dra ook die vroulike geestelike eienskappe. En wanneer manlik en vroulik mekaar ontmoet in die baarmoeder, ontmoet die gees ook mekaar, manlik met vroulik. En daai gees word dan in die baba geplaas in sy bloedvate en in sy hart op die 8ste maand van swangerskap. En daarom is dit so noodsaaklik dat dit suiwer moet bly. Want as dit onsuiwer geword het, is dit nie meer kragtig nie. Dit is maar hoe dit werk. So nou weet ons dat ons afstamming van Adam van bo gebore is. Dan lei ons daaruit af, uit ander kennis wat hy vir ons gegee het, is dat ons 'n opdrag het hier.
dat ons met Joshua Vader 'n kontrak geteken het, om 'n sekere roeping te vervul hier op aarde. Jy's nie sommer net hier nie, jy het 'n kontrak geteken, iewers waar jy was, voordat jy op hierdie aarde gekom het. Want ons het 'n ewige lewe voor hierdie lewe gehad. Jou geheue is weggevat, en jy's gebring na 'n spesifieke ouerpaar toe, waar Vader gedink het, of geweet het, dat jy die beste sal ontwikkel. Party mense het 'n streng ouerpaar gekry, ander het minder streng gekry. Maar jy het 'n ouerpaar gekry om jou te vorm. En as jy ooit jou pa en ma vervloek, omdat jy nie van iets van hulle hou nie, pas op, jy vervloek jou eie kontrak, wat jy met Vader aangegaan het. En as ons nou hierdie goed weet, is dit dan nou baie belangrik, dat ons ook die voorskrifte van hierdie van bogeborene nakom. Ek koop 'n kar, sê nou maar by Ford, en hulle sê vir my, jy mag net hierdie soort olie in die masjien ingooi. Sal ek mos 'n dwaas wees, as ek 'n dikker olie daar ingooi? En as die engine oppak, wie se skuld is dit? Dis die een wat nie geluister het na die voorskrifte van die ontwerper nie. Ons is ontwerp deur die Vader, en daar is vir ons sekere riglyne gegee, wat hy nie vir die ander gegee het nie. Jy moet dit onthou. Die swart man het nie riglyne om nie vark te eet nie, alhoewel daar baie van hulle is in hierdie land, die ZCC's, het ook agtergekom, die goed is nie goed vir jou nie. Maar 'n Basotho vreet enige iets onder die son. Of dit 'n geitjie, 'n likkewaan, 'n haas, 'n voël, enige iets. En my pa het al 30, 40, 50 jaar gelede gesê, as jy inry by daai land, oorval 'n doodse stilte jou. Daar leef niks meer nie. Hulle het alles opgevreet soos 'n sprinkaan. By the way, wat hulle ook opeet. Daarom sê ek altyd, die Egiptenare kon nooit swartes gewees het in die tyd van Moses nie. Want sou Vader 'n sprinkaanplaag vir hulle gestuur het hulle hom blitsig opgevreet. Sou nie vir hulle 'n plaag gewees het nie, dis kos. So, ons moet ons oë oopmaak om ons, en nie sê, omdat hierdie een dit doen, hoekom kan ek dit nie doen nie? En dit geld ook vir die gruwels uit die see uit, soos garnale, prons, krewe, krappe, en ander goed wat mense eet, mossels, en daar's ander gruwelike goed wat jy en ek nie eers aan sal raak nie, eet hierdie vanuit die aarde gebore mense. Hulle leef daarvan, en hulle kom niks oor nie. Hulle kan maar beset en besmet wees met parasiete. Dit pla hulle nie. Maar die wit man, as hy 'n oormaat parasiete het, word hy baie, baie ernstig siek. En dit is waar die meeste kankers vandaan kom. In ons tyd, dit is nou nie meer so nie, my pa altyd gesê, die swart man kry nie kanker nie, hy kry nie hoë bloeddruk nie, hy kry nie hartaanvalle nie, maar hy veroorsaak alles. So, daar was 'n mate van waarheid daarin. Hulle is baie sterker bestande gestel, omdat hulle oorspronklik pre-Adamies was, nie geroep was vir 'n hoër geestelike lewe nie. Hulle is geroep as regoplopende wesens, in Hebreëus noem hy hulle Kaya Haares, die wilde wese van die veld, om sieledele ryk te maak daar binne. Dit is hoekom hulle daar is. En dit is hoekom Vader hulle toelaat op hierdie aarde, en dit is hoekom jy en ek ook dit moet toelaat. Want Vader het dit toegelaat. Natuurlik, as hulle roepingsorde oorskry, dan moet opgetree word daarteen. Jy hoef nie al hulle nonsens te vat nie. So 'n stryd sou onvermydelik
tussen die Adamiese saad en hierdie uit die aarde uit saad ontstaan het, en dit het in ons land se geskiedenis is daar baie voorbeelde. Daar was en is in die materie egter nogtans verskillende grade en trapsgewyse verskille tussen baie meer, minder en byna geen hardheid nie. Hoe harder 'n bepaalde materie egter is, des te wilder en op sigself onreiner is dit ook, omdat die geeste wat daarin saam geklont is, verhoudingsgewys ook des te meer uit die bekende onkruid bestaan. Die diere wat hulle dadelik toe hierdie aarde bevolk word, by die mense gevoeg het, soos die bees, die skaap, die bok, en van die voëls, die hoender en die duif, is beslis van suiwerder aard, en het 'n sagter karakter, en hulle vleis is die verdraaglikste vir die mens wat van bo kom, vir die Adamiet, vir die blanke. Selfs hierdie diere moes volkome gesond wees, en mag hulle ook nie in die bronstyd geslag word nie, omdat in die tyd ook die andersins rein dier onreiner is. En dit weet ons al van lankal af. As 'n dier siek lyk, en jy sien, maar hierdie ding gaan dit nie maak nie, mag jy hom nie slag en vir mense gee nie. En ons het daai beginsel het ons baie nauwgeset hier op hierdie plaas toegepas. En die siekte wat 'n dier het, gaan in die vleis in, maak nie saak wat se siekte dit is nie. En jy gaan dan daai vreemde sieledele kry wanneer jy daai kos eet. En 'n dier mag ook nie in die veld opgetel word, sê nou maar 'n roudkiel. Mag jy nie optel en hom gaan afslag nie, al is die, kom ons sê dit is 'n kudu of 'n rooibok wat daar lê, en daar is 'n deel van hom wat goed is. Jy kan nie. Die woord verbied jou in die Bybel in Levitikus 11, dink ek. So, ons moet baie duidelik versigtig wees dat wanneer ons slag, ons ordentlike gesonde dier slag om te eet, vanuit hierdie makdiere. Hy gaan verder. Daar het egter naderhand ook nog ander diere hulle by die mens gevoeg, soos die perd, die donkie, die kameel, die vark, die hond en die kat. Maar reeds van die begin af, tog meer by die kinders van die wêreld, terwyl slegs met die uitsondering van die esel, en later ook die kameel, voorheen genoemde diere nie naastenby, op vriendskaplike voet met die Judeërs gestaan het nie, en dit is teenswoordig nog so. Nog steeds het 'n egter Judeër 'n bepaalde angs vir 'n perd en 'n hond, is geen vriend van 'n kat nie, en vertrou 'n kameel ook nie so baie nie. Die makwatervoël staan hom teë, en die kalkoen en die parelhoender, ek het nou gister gaan kyk, sê Google Translate vir my, 'n parelhoender is 'n tarantaal. Kan hy vir geen geld in die wêreld verdra nie, en dit sal nog lank duur, voordat hy 'n vriend van hierdie diere sal wees. Hulle staan die Judeërs ontsettend teë, terwyl die Grieke en ook julle Romeine dit lankal as lekker braaivleis beskou. Nou ja, ons eet kalkoen, en ons eet tarantaal, hy is eintlik baie lekker, en die norm wat ons gebruik vandag is 'n voël wat 'n krop en 'n maag het. So hy stoor sy kos hier in sy keel, is dit nou die krop of die maag? Krop. En dan gaan hy af onder toe, en daai krop is ook vol klippietjies, wat in die maag rol hy die kos, maak dit skoon, sodat die kos wat deurgestuur word na die vleis toe, 'n reiniging ondergaan. Maar 'n voël soos 'n kormorant, en 'n watervoël soos 'n reier, en al daai goed, dit kan jy nie eet nie, want hy het nie hierdie krop deel nie. Hy vat 'n vis, en hulle kan nogal groot visse insluk, hulle sluk hom reguit af in. En as jy daai dier oopsny in sy keel, kan jy kyk, dis net wurms. Die wurms
verteer die vis binne in hierdie voël se maag. En daarom is die vleis ook vol wurms. Die ou mense het ons ook geleer dat die tarantaal ook 'n sekere tyd van die jaar wurms het en dan mag jy hom nie jag nie. Is dit nie maande met die erre? Ja. Ja. So, hoe waar dit is, weet ek nie. Ek weet dit is gewoonlik die maande wat hulle broei en die ou mense was nogal bietjie slimmer as wat ons dink en hulle het vir die kinders gesê, hulle skiet nie die goed as hulle broei nie. En ook met mossels. Is dit? Maar mossels is heeltemal uit in die orde, in die resep wat Vader vir ons in Levitikus 11 gee. Want hy vorm deel van die viswêreld wat nie skubbe en nie vinne het. Hy sê julle mag van die see net eet wat skubbe en vinne het. So 'n baber het nie skubbe nie, maar hy het vinne, so hy's uit. 'n Kurper en 'n karp in die varswater kan ons eet. Volstruis. 'n Volstruis is pertinent genoem, jy mag hom nie eet nie, want hy het nie 'n krop nie. Hy is eintlik 'n baie onrein dier. Alhoewel ek in my lewe al volstruis geëet het, toe ek by 'n vriend was in Madagaskar, is omtrent al kos wat ons daar kon eet, is wat hy geboer met die goed. En dis 'n aaklige vleis. As jy vir hom sien waar hy rou is, gril jy jou dood. Dis 'n rooi smetterige ding. En omtrent al wat jy kan inkry van daai ding is sy biltong, as hy hardkurkdroog is. Maar die volstruis is pertinent genoem. Die prons en krewe het natuurlik nie skubbe nie en ook nie, party het vinne. So hy is ook nie geëet word, kan nie geëet word nie. Seekatte. Ja, seekatte is dieselfde, nie een van die twee nie. En hier's Israeliete wat loop en verkondig dat jy 'n pron kan eet want dit is 'n see sprinkaan. En Johannes die Doper het sprinkane geëet. Dis nie waar nie. Daar's niks van die goed te eet wat nie skubbe en vinne het nie. Nou as jy gaan kyk, nou wil ons weet hoekom nie. Dis omdat hierdie diere, byvoorbeeld hierdie see diere wat ek nou genoem het, soos garnale en krewe, hulle is deel van 'n familie in die wetenskap wat hulle in Engels, ek weet nie wat die Afrikaanse woord nie, chelites noem. Key soos in sleutellights. En die hoofsaaklike werk van hierdie chelites is om, soos hulle die water deur hulle mond vloei en hulle liggame deur, by hulle kiewe weer uit, is hulle besig om alle swaar metale uit die see te suiwer. Dit is Vader se ontwerp, dit is sy absolute wetenskap, wat hy hierdie diertjies in die see gesit het, om al die vuil water wat van die land af inkom, wat besoedel is met swaar metale, hulle filter dit uit, en uiteindelik vrek hulle met al daai swaar metale, sak dan af na die seebodem toe, en dit word uiteindelik deel van die sand. In die see en party spoel uit. Nou kom jy en ek en eet hierdie toksiese swaarmetaal vleis. Swaarmetale het 'n vermoë om in die een wat dit eet, bly dit agter. En dit gaan bitter moeilik uit. Daar is krye wat jy kan vat, maar dit is ook nie gewaarborg nie. En die ander ding wat hierdie skaaldiere veroorsaak, is 'n geweldige hoë suurinhoud wat hulle het. Hulle maak jou hele liggaam suur. So dis nie goed vir jou gesondheid nie, want die gevolg daarvan is reumatiek en jeug, wat hoofsaaklik oormaat suur in die liggaam is. So wanneer jy maar by visse met skubbe en vinne bly, dan doen jy goed. En hoor nou baie mooi, is nie dat ek die goed nie geëet het in my lewe nie. Ek was juis 'n voorbeeld van wat ek my ooreet het, voordat ek die kennis gekry het aan hierdie goed. Ek het vliegtye gecharter van Mosambiek af, met prons, met krewe, met krappe. Dan bring ons dit hiernatoe, verkoop die helfte, dek al die koste en die res eet ons. En ek het so is op 'n stadium soveel jeug in my gehad,
dat ek vir meer as 'n jaar in 'n bed moes gaan lê en ek moes net suiwer kos eet wat hulle vir ons gemaak het daar by die herberg en daai suiwer Dullstroomberge se water. En dit het my gereinig. En ek wil vir julle vandag sê dat na baie maande wat ek hierdie water gedrink het, dan ruik ek partykeer die kreef en die prons aan my vel, soos hierdie goed nou uitkom. Want ek het 'n opdrag gehad om geen medisyne te vat nie. Ek moes net reinig, hierdie goed moet net uitgespoel word. So, ek kan vandag vir julle lesse gee wat julle nie moet eet nie. Dis lekker, daar's nie 'n fout nie. Maar dit is ook so dat alle sonde is lekker. En kom ons bly maar net by die voorskrifte. Want dit bewaar jou teen parasiete. En vandag is daar baie van die reinkosse ook besmet met parasiete, omdat die omgewing so vervuil geraak het. Baie van die hoender wat ons eet, is so besmet met allerhande antibiotikas, hormoonaanvullings en ander gemors wat hulle die goed inkom om nie te vrek nie. Hulle sal nie gesonde, natuurlike goed gebruik nie. Hulle gebruik al hierdie goed wat net so sleg is wanneer jy daai vleis eet en dit kom in jou liggaam. So nou gaan jy my sê, maar hoe nou? Ons koop dan of ons kry dan vleis van hierdie plekke af wat so geteel is. Dan sê ek maar net vir jou, dis hoekom jy moet bid vir jou kos. Want as ek nie kan glo dat Yeshua die kos vir ons kan reinig, wat ons op die oomblik nie andersins op 'n ander plek kan kry nie, dan moet ek liewerste my geloof los. Maar hier is die riglyne wat ons kan eet. Hy sê vers 7, van nou af aan staan sake sekerlik algeheel anders, en hulle sal nog baie anders staan, as ek eenmaal na my huis vertrek het. As teken van dit alles, sal ek nadat ek teruggekeer het, in die groot tuin van broer Cornelius, aan een van my leerlinge, wat nog 'n ortodokse Judeër van die ou stempel is, aandui welke kosse in die vervolg sonder enige beswaar geëet kan word. En dit sal ons vorentoe in hierdie Johannes Evangelie raak lees. Ek weet nie meer in watter boek dit staan nie. Nou het ek jou ook die agtergrond van die Mosaïtiese eetvoorskrif vir die Judeërs aangedui. En jy en julle almal sal dit nou wel goed verstaan. Daarom is dit nou tyd om oor te gaan na dit waarvoor ons onsself eintlik en hoofsaaklik op hierdie berg begeef het. So daar is pragtige riglyne nou vir ons gegee oor hierdie wonderlike riglyne wat in die wet is, wat die mens wat in die Christendom staan, besluit het om te verwerp. Ek gaan nou nie verder met hierdie hoofstuk gaan nie, want dit is ook 'n baie belangrike hoofstuk en dan gaan ons te laat wees. So ons sal hom dan in die volgende periode behandel. Is daar enige vrae wat julle het oor eetvoorskrifte, want dis die goed wat die mense die meeste pla. Vra maar. Blaarslaai. Ja, blaarslaai is nou nie in die eetvoorskrifte van Vader nie, maar ons weet dat hy 'n groot aantrekking vir parasiete is en hy moet baie deeglik gewas word in byvoorbeeld Engelse sout, nie net water nie. En blaarslaai het nog 'n ander ding, is dat hy trek sekere sieledele uit die lug uit wat vir ons negatief is. Ja, nou wat is dit? Jy het meer. Dis alles alle gasse, soos die voertuie se gasse. Ja, as jy waar baie voertuiggasse is, sal jy lood kry, jy sal ander swaar metale binne in slaai kry. Maar so sal jy dit in alle rande ander groente kry wat blaarvorme het. So hulle moet maar goed gewas word en 'n mens moet ook nie te veel van dit eet nie. Jy het jou hand opgesteek? So die kos wat in die voorskrif is, Ja. en wat nou byvoorbeeld met
antibiotikas en goed besmet is. As ons nou van ons kos bid, vertrou ons op Vader dat dit ons nie sal siek maak of Dit is wat ek glo. Ek het nou nog nie enige getuienis dat dit nie so is nie. Want ons koop die hoender by die tonnemaat. Ek dink die laaste batch was 5 ton. En dit kom uit 'n slagpale uit waar die hoender voorskrifte gevolg word om braaikuikens te maak. Hy word op hierdie dag word hy antibiotika gespuit, op hierdie dag word hy hormone gespuit en dan met al die kos wat hulle vir hulle gee wat uit 'n sentrale voermaatskappy afkom met al hierdie goed in. So nou het ons nie 'n ander manier om kos te kry nie. Ons kan nie free range of vryloop hoenders in die hande kry nie. Tweedens is dit baie duur. En dit is ook nie vir ons die moeite werd om dit groot te maak nie, want ek het al met hoenders probeer, die kos wat jy koop is te duur. En die kos het ook daai ander goed in. So daarom is gebed, jy moet nie eers 'n glas water drink voordat jy nie die seën vra nie. Want in water is net soveel gifstowwe, of eintlik meer gifstowwe as in ander vloeistowwe. Ander kant? Neute? Nee, neute is alright. Neute is eintlik aanbeveel, want dit is deel van die vrugte koninkryk. Ek weet nie van neute wat jy nie mag eet nie. Ek weet daar's neute wat jy nie te veel van mag eet nie. Soos amandels. Omdat hy het 'n baie sterk weet nie wat ons dit sal noem nie, maar kom ons noem dit 'n gif in, wat wel kanker doodmaak. Maar as jy te veel van dit eet, dan kan daai pitte jou doodmaak. Brazilnut is 'n baie groot vloek. Ja, so 'n voorbeeld is so. En appelkoospit het baie van dit in, hulle noem dit arseen. Dit is goed dat jou liggaam bietjie arseen kry, maar dan kan hy die kanker onder beheer hou. Maar as hy te veel kry, dan gaan jy baie gou agteruit gaan. Kan ek iets bysit oor die bid vir jou kos? Nou, ek weet ek en baie van julle het seker ook maar groot geword. Pa het gebid, maar dit was hierdie generiese gebedjie, basies 'n rympie wat hy opgesê het. Dit is nie wat ons moet doen nie. Ons moet met intensie bid. Ons moet vra, Vader, reinig asseblief hierdie voedsel, water ensovoorts van wat ook al nadelig kan wees vir my en seën dit so dat dit net goed kan wees vir my liggaam en my siel. En dan, as Yeshua water in wyn kon verander, natuurlik kan hy daai voedsel vir jou dan seën. Jy het jou hand opgesteek? Yeah, I can ask in English. Yes. A chicken, how long must it live before it eats? Because I saw on TV, like Kentucky chickens lives 2 weeks from birth to death. No, it's not 2 weeks. It's more. The shortest time that I know about is 6 weeks, but it's mostly 8 weeks. But it's still too fast. That is growth hormones that is pumped into the meat, and that is not good for our flesh. Definitely not for our souls. Beeste en skape het hulle nou 'n manier. Hulle het 'n ding, as skiet hulle 'n pyl hier in die oor in. En dit is 'n hormoon booster. Daai arme dier hou net nie op vreet nie. Hy vreet dag en nag. En so kry hierdie gulsige boere hierdie vleis dan nou baie vinnig op die mark, sodat hy vinniger sy geld kan kry. En dis hierdie eienskappe wat Yeshua hier gegee het. Eie liefde, selfsug, hoogmoed en heersing. Dis hierdie gierigheid wat maak dat hulle so vinnig hulle vleis die geld wil hê vir die beeste. As 'n bees op grasvelde loop, dan is dit 'n baie gesonde vleis. Jy sal dit herken aan die vleisstruktuur en aan die vet wat geeler is. En hy loop baie lank. So die boer moet wag vir sy geld. Ja, Melda? Dis soos ook vir ons gesê het, soos al die vrugte wat deesdae daar is. Die wat nog die pitte in het, is goed gegroei, en die wat nou uitkom, wat ons deesdae, jy kry nie eers meer pitte in papaya of niks nie. Hulle is anders te gegroei as die original goeders. Absoluut. Dit is gemanipuleer. Ek was in die subtropiese gebiede
Papayas wat nou nie pitte in het nie, is eintlik papinos. Hulle kom van die manlike vrug af, wat gewoonlik net altyd daar geplant was vir saad vir die papaya, die vroulike. Nou het hulle daai ding so gemanipuleer dat feitelik al die papayas wat jy in die bokse kry, veral die lang mares, is manlike papayas of papinos wat nie veronderstel is om eintlik vrug te maak nie. So alles is de mekaar en ons moet nou maar tussen al hierdie goed deursif. En vir my is die sekerste, belangrikste en opskrif wat hy of voorskrif wat hy vir ons gee is: ken my in alles, vra my vir alles wat jy in jou mond sit. Dan is ons redelik veilig. Baie dankie.